Goeiedag en baie welkom by vandag se videoles, nog steeds in ons hoofstuk oor finansiële wiskunde. In vandag se videoles gaan ons kyk na die gebruik van tydlyne. Nou dit is baie belangrik om raak te sien en te verstaan dat wanneer rente betrokke is, moet daar nie slegs na die numeriese waarde van geld gekyk word nie, maar daar moet ook na die geld se posisie in tyd gekyk word. Soos daar byvoorbeeld jou vraag gevra word, wat is beter, om nou R1000 te ontvang of om oor 2 jaar R1200 te vervang? Kan jy dit nie net so met mekaar vergelyk nie? Jy gaan dit op dieselfde tydstip met mekaar moet kan vergelyk. Om te help om dit op 'n spesifieke tydstip na te kan kyk, maak ons visueel gebruik van 'n tydlyn. Nou, standaard vir jou tydlyn, deel jy dit in tydperke in, en die tydperke wat ek persoonlik maar gewoonlik verkies om te gebruik, is jare. So met ander woorde, T0 is waar ons nou begin, sodat nog glad nie 'n jaar of enige tyd verloop nie. T1 is dan 'n jaar later, en op hierdie tydlyn stel T8, met ander woorde 8 jaar vandat jy aanvanklik begin het voor. Tydlyne kan net sy vorentoe werk, of dit kan terugwerkend ook werk. Wanneer ons vorentoe werk, dan is ons saamgestelde renteformule, wat ons meestal mag gebruik met tydlyne, gaan die eksponent dan 'n positiewe eksponent wees. Vir terugwerkend gaan ons met 'n negatiewe eksponent werk. En dit kom af van die eksponentwette af. So as jy gaan dink, as jy die formule gaan uitskryf, en as ek vir jou A-waarde gee, en ek vra vir jou werk uit wat is die P, dan sou jy gedeel het met hierdie hakkie 1 plus I tot die mag n, maar omdat jy deel met dit, volgens eksponentwette, kan ons dit net sowel gaan skryf as met 'n negatiewe eksponent. Tydlyne word veral gebruik vir die verandering in rentekoerse, die verandering in samestellingsperiodes, of vir veelvuldige paaiemente en of onttrekkings. Kom ons bestudeer die volgende voorbeeld. Cheryl se bank bied 3% per jaar maandeliks saamgestelde rente op haar spaarrekening aan. Sy maak die rekening oop met 'n deposito van R12.000. 1 jaar later deponeer sy nog R5.000 en 2 jaar later onttrek sy R8.000. Die bank verander die rentekoers direk na haar onttrekkings na 3,5% kwartaalliks saamgestel. Hoeveel geld sal daar in haar bankrekening wees 5 jaar nadat sy haar rekening oopgemaak het? Definitief gaan ons hierso 'n tydlyn nodig hê. Nou om die tydlyn te trek, het ons nodig om te weet wat is die tydperke. Maar is nie nodig dat jy ons sien hierso, daar gaan ten minste 5 jaar wees. Dis nie nodig dat jy jou tydlyn moet indeel T1, T2, T3 tot by T5 nie. Jy kan net die hooftydstippe aandui. So, kom ons kyk wat is die hooftydstippe. Ons sien eerstens dat 1 jaar later, vandat sy begin het, gaan daar iets gebeur. 2 jaar later het daar iets verder gebeur, en aanvanklik wil ons weet na 5 jaar wat is in haar rekening. So, ons tydlyn begin by T0, wat nou vandag is waar sy die deposito maak, dan die 1 jaar later is dan ons T1, 2 jaar later, so dis nou van daai 1 af is nou nog 2, geef ons dan by T3, en dan eindig ons met die T5. Nou moet ons alles wat gebeur het gaan skryf. So, sy begin met 'n deposito van R12.000. So ek sit altyd vir myself die teken, die plus by, om my te help om te sien dis 'n deposito wat gemaak is. 1 jaar later het sy nog R5.000, so dis plus 5.000. Toe het sy 8.000 onttrek, so dis minus 8.000, en dan wil ons nou weet wat is haar finale bedrag. Goed, nou moet ons na die rente kyk en na die samestellingsperiodes. So tussen T0 en T1, so met ander woorde, jy moet tussen elke tydstip, met ander woorde tussen elke kolletjie gaan invul wat nodig is. Tussen T0 en T1 sien ons is dit 3% per jaar maandeliks saamgestel. So in 1 jaar is daar 12 maande, so jou N gaan 12 wees, en jou I is dan die 0,03 gedeel deur 12. Tussen T1 en T3 het die rentekoers dieselfde gebly, maar dis nou 2 jaar, en 2 jaar is gelykstaande aan 24 maande.
Toe verander die rentekoers na 3,5% kwartaliks saamgestel. Met ander woorde, dis 0,035 gedeel deur 4 en dis ook 2 jaar en 2 jaar is gelykstaande aan 8 kwartale. So hierdie is 'n tydlyn wat vorentoe werk wat ons gaan gebruik. Om die som nou op te los, gebruik jy nou presies jou tydlyn net so en ons gaan skryf nou net alles neer. So ons begin. Ons begin met die R12.000 wat ons die belegging mee begin het en dan die rente wat vir die eerste jaar gedoen is. So dis 1 plus 0,03 gedeel deur 12, ons I, alles tot die mag 12. Dit plus dan die R5.000 wat daarso gebeur het. Nou hierdie hele bedrag moet dan nou verder rente trek. So ons gaan sit nou hierdie, alles wat ons nou hier in hakkies en hierdie moet jy nou in jou gedagtes half sien is een enkele bedrag. Vir ons dan nou nog rente en dit is dan nou hierdie gedeelte tussen T1 en T3. Nadat hierdie rente plaasgevind het, het sy onttrekking 8.000 gemaak. So die minus 8.000 saam met alles wat ons reeds geskryf het, sit ons dan nou weer in hakkies. So kyk my verskillende gebruik van hakkies. Ek het begin met die gewone ronde hakkie. En omdat ons die daai bedrag wou ook in hakkies sit, het ek blokhakkies gebruik. Dit help net so 'n bietjie om ander tipe hakkies te gebruik. Dit help jou brein om te fokus oor wat is waar. Dit is glad nie 'n moed om dit op hierdie manier te skryf nie. So jy gaan nou sien, ons het die krulhakkies wat ek nou hier gebruik het, wat wys hierdie hele bedrag wat hierso is een enkele bedrag, wat dan nou nog vir 'n gedeelte gaan rente trek. So ons sit dan nou daai laaste rente by, en hier is nou die lekker ding. Jy kan hierdie som, net soos wat hy hier staan, op jou sakrekenaar gaan tik. Nou, uiteraard het jou sakrekenaar nie krulhakkies en blokhakkies nie, so jy gaan jou sakrekenaar se ronde hakkie gebruik. So jy gaan skryf ronde hakkie, die 12.000, en dan gaan jy hom verder net so tik soos wat hy hierso staan, en jou finale antwoord is dan R11.190.79. 'n volgende voorbeeld. Simba wil vir elk van sy 3 kinders R100.000 gee in die jaar waarin elkeen 18 word. Hulle sal 18 word in onderskeidelik 1 jaar, 3 jaar en 6 jaar van nou af. Hy sal vir hulle die geld op dieselfde datum as vandag gee in elke onderskeidelike jaar. Om dit te kan doen, belê hy dadelik 'n bedrag geld in sy spaarrekening teen 6% per jaar maandeliks saamgestel. En nou is die vraag, hoeveel geld moet hy nou belê? So, weer eens, met behulp van 'n tydlyn, kom ons los die probleem op. So vir die tydlyn het ons tydperke nodig. So ons sien, daar is 'n 1 jaar, 'n 3 jaar en 'n 6 jaar van nou af. En gaan stel dit vir jouself voor op jou tydlyn. Goed, so ons rentekoers het die keer vasgebly, maar ons wil weet wat is die beginbedrag. Nou ons weet hy wil by elke tydperk wil hy R100.000 gaan onttrek. So sit minus 100.000 by elkeen van die T1, T3 en T6. So na sy finale onttrekking neem ons dus dan ook aan dat al sy geld vir hierdie doeleindes dan nou op is. So A gaan gelyk wees aan 0. Vervang nou die rentekoerse in, saam met jou tyd, onthou dis maandeliks, so in 1 jaar is 12 maande. Tussen T1 en T3 is 2 jaar, so dis 24 maande. En tussen T3 en T6 is dit 3 jaar, naamlik 36 maande. Nou hierdie vergelyking, omdat ons na die P wil uitwerk, is 'n terugwerkende vergelyking. So onthou, ons gaan met die negatiewe eksponente werk. So weer eens, met behulp van jou tydlyn, kom ons stel die formule op. So ons wil vir P gaan bereken. Dit beteken dat alles wat ons nou gaan doen, gaan ons hier van die heel regterkantse punt af terugwerk en dit gaan heeltyd die inverse bewerkings wees. So jou minus 100.000 word 'n plus 100.000 en dan daai 1 plus 0,06 gedeel deur 12, die I, word dan tot die mag minus 36 omdat ons nou terugwerkend is. So na hierdie bedrag sien ons het hy dan 'n verdere minus 100.000 wat ons dan nou weer gaan skryf plus 100.000. So, net soos met die vorige voorbeeld, hierdie word ons nuwe bedrag wat ons dan nou in hakkies gesit het, so let weer op die blokhakkies, en hierdie nuwe bedrag moet dan nou weer vir daai tydperk rente gaan trek.
So nadat dit alles rente getrek het, sien ons is daar nog 'n finale R100.000. So ons voeg dit by en ek het sommer dadelik klaar vir ons die hakkies ingesit, want hier die hele bedrag wat ons hier gekry het, moet dan daai laaste bietjie rente gaan bykry. So let daarop, al ons rentes was elke keer gewees met negatiewe eksponente. Settle dit nou net so in jou sakrekenaar in en dan kry ons 'n oplossing van R247.585.27. So maak seker jy weet hoe om dit reg in jou sakrekenaar in te sleutel. So as jy dit so insleutel en jy kry nie dieselfde antwoord as ek nie, dan moet jy mooi gaan seker maak op jou sakrekenaar dat jy al jou hakkies gesluit het en dat jy negatiewe eksponente ingesleutel het. Ek wil jou regtig aanraai om hierdie werk te doen met behulp van 'n tydlyn. Andersins gaan jy heeltemal te veel tyd mors om dit daarsonder te doen. Natuurlik is daar ook ander maniere hoe ons dit kan doen, so jy kan na jou voorbeelde in jou handboek gaan kyk vir 'n alternatiewe metode wat gebruik word. Geniet dit, lekker werk!